Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan goed met jou. Van my, Pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan, is dit so 'n groot voorreg om weer vandag saam met jou die woord van God te kan deel en dit saam te kan beleef. Nou gister het ons begin kyk na die wortel van angs en dis hierdie hele week se tema is angstigheid en oorwin ons angstigheid. En die wortel van angs is ongeloof. Dit is so belangrik om te verstaan waar angs begin, sodat ons dit eintlik maar kan oorwin. As jy weet hoe om 'n ding te diagnoseer, dan kan jy die regte prognose gee. Nou vandag wil ons kyk na hoe ons geloof standvastig kan bly, selfs wanneer angs kom klop aan ons gedagtes, aan ons hart, en wanneer dit kom klop. God roep ons om met 'n volhardende geloof te leef, geliefde. 'n Geloof wat nie wankel nie, selfs al voel die wêreld onstuimig rondom ons. Nou hierdie week, kom ons spring in dit in. Vandag, kom ons kyk wat kan ons sê nou, hoe lyk volhardende geloof? 'n Geloof wat nie terugdeins nie, 'n geloof wat nie bang is nie. Hoe lyk dit? As ons in die skrif delf, sien ons dat geloof nie net 'n eenmalige besluit is nie, maar is eintlik 'n lewenslange toewyding. Dis 'n lang afstand resies. Dis nie 'n sprint nie. Dis Hebreërs 3 vers 12 en ek het gister van hierdie skrifte genoem, maar ek wil weer by hulle tyd spandeer en stil staan. Hebreërs 3 vers 12 waarsku ons en sê: "Wees dan versigtig, broers en susters. Maak seker dat daar nie by enigeen van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof posvat wat julle vervreem van die lewende God nie." Geliefde, angs ontstaan wanneer ons geloof begin wankel, wanneer iets by ons posvat wat nie hoort nie, wanneer twyfel ons gedagtes oorweldig, verloor ons maklik ons fokus op God se beloftes. Maar as hier in Hebreërs 3 vers 14 waar die oplossing vir ons kom. Nou, dit sê die volgende: "Want as ons eintyd stewig bly vashou aan die vertroue op God waarmee ons oorspronklik begin het ons deelgenote geword van alles wat aan Christus behoort." Geliefde, hierdie vers, dit herinner ons dat geloof is nie net 'n emosie nie. Dis 'n tipe vasberadenheid, 'n standvastigheid om aan God se waarheid vas te hou. Ek dink nou aan daai prentjie van daar was 'n sportwedstryd hierdie week gewees, laas week. En dit was ek dink sokkerspelers en ek dink daar was 'n Esperanza. Ek kyk hier regtig sokker nie, maar dit was oral op sosiale media van hierdie man wat so hang daar, nê. Hy man het vasgehou vir sy lewe, want van een angle af lyk dit asof hy net moet los en dan val hy 3 meter, maar van die regte angle af sien jy is 'n paar verdiepings. Hy sou vir homself mors dood geval het. So daai vasberadenheid is waarna ons moet vashou. So om volhardende, vasberade geloof te hê, om vas te hou met jou hele lewe, beteken om deur moeilike tye te bly vashou aan die hoop wat God vir ons gee. Nou dink byvoorbeeld aan wat Paulus sê vir jong Timoteus in 2 Timoteus 4 vers 7 sê Paulus: "Ek het die goeie stryd gestry en ek het die wedloop voltooi en ek het gelowig gebly." Geliefde, dit wys vir ons dat geloof nie altyd maklik is nie, maar dit is moontlik om te oorwin as ons werklik vasbyt. Dat hy het vasberade gebly. Paulus het vasgebly glo. Nou die eerste stap prakties vir my en jou om volhardende geloof te ontwikkel, is om te besluit om aan God se beloftes vas te hou. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek hou vas aan sy beloftes. As angs jou wil oorweldig, herinner jouself daaraan dat God is getrou. Bid dat hy jou geloof sal versterk en jou deur die uitdaging sal bly dra. Hy is 'n waarmaker van sy woord, en in hom is sy beloftes ja en amen. So, geliefde, prakties, begin jou dag deur hierdie volgende geloofsverklaring te maak. Sê: "Ek sal aan God se waarheid vasbyt, ongeag wat ek voel of ervaar." Sê dit weer saam met my, ek sal aan God se waarheid vasbyt, ongeag wat ek voel of ervaar. Geliefde, as ek en jy vashou en vasbly, en nie toelaat dat angs ons oorweldig nie, en ons ondertrek nie, dan sal ons sterk bly staan. God wil daai vasberadenheid in ons ontwikkel. En onthou geliefde, volhardende geloof is die krag wat ons nodig het om angs heeltemal te oorwin. Dit is die vertroue in God wat nie wankel nie, selfs wanneer die omstandighede ons bly toets. So geliefde, staan vas, staan sterk, en dankie so baie dat julle saam met ons stap en deel hê aan hierdie platform en al die kommentare en al die bemoediging en vir al die e-posse wat ons kry, en dan ook vir al die ondersteuning, nie net gebed nie, maar ook finansiëel. Ons
eer julle daarvoor vir mense wat betrokke raak met Beleef Gemeente ook op hierdie wyse. So moenie hierdie week so oordenkings misloop nie. Môre gaan ons gesels spesifiek oor hoe geloof in die stryd ons sterk maak om die juis te volhard. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie dat vandag kan ons leer dat 'n gesonde geloof is 'n volhardende geloof en daarom wil ons vir U sê, Here, maak nie saak wat ons omstandighede is nie, ons sal kies om te volhard en sterk te bly staan. En ons vra vir U genade om ons aan ons hand te vat, ons te lei en ons te herinner dat ons staan nie alleen nie. U is die groot bevelvoerder, U is die iemand vir ons veg, U is reeds daar vir ons in die stryd, nog voor ons by die stryd opdag, is U reeds daar. En daarom, Here, ons vreugde en ons vrede vind ons in U wete, dat U is die iemand reeds alles vir ons oorwin het, aan die kruis en ook bly oorwin. En daarom vandag bring ons bekommernis, ons angs, ons onsekerheid, ons bring dit na U toe. En ons vertrou U, Here, dat U ons gaan help om dit alles te oorwin. Ons bid dit als in die absolute mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat jy ingeskakel het saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.